Ek sê vir almal wat inluister, goeiemôre, baie welkom hier by Tehillah gemeente in Centurion, Pretoria. Ons vertrou dat u saam met ons lekker gaan inluister en dat u die diens saam met ons gaan geniet. Kom ons bid net die seën van die Here oor die preek. Abba Vader, baie dankie dat ons nou die seën van u kan vra oor hierdie preek, dat ons vra dat u deur die krag van die Heilige Gees ook hierdie woord in ons geesmens sal vergestaal en dat u sal gee, Here, dat dit 'n amen in ons geesmens sal maak. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Amen. Ek gesels vanoggend met julle almal oor die onderwerp om te verander van die inside out. Van binne na buite. Klink net nie vir my dieselfde as van die inside out nie. Dan verstaan mens, die Here wil hê, ons moet verander van inside na buite. Nie buite na die wêreld om ons. Ons skriflesing is 2 Korintiërs 3 vers 18. 2 Korintiërs 3 vers 18. En terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Hou dit net so. Terwyl ons almal met onbedekte gesig, ander woorde, onbedekte gesig is jou gesig is oop en jy kyk in 'n spieël of jy kyk in die water, jy sien jouself, daar's niks bedekking nie. Jy sien jouself soos wat jy is. Met 'n onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van God aanskou. Met ander woorde, wat gebeur? Nou sê hulle met 'n onbedekte gesig. Ons kyk met 'n onbedekte gesig, maar ons sien die heerlikheid van God. Hoe kan ons die heerlikheid van God sien? Is alleenlik wanneer die Heilige Gees in ons is en die Heilige Gees kom saam met ons en ons kyk in die spieël en dan sien ons die heerlikheid van God. Word ons gedaante verander na dieselfde beeld. Met ander woorde, ons kyk na onsself, maar nou kom die Heilige Gees by en dan sien ons onsself soos deur die oë van die Here en ons sien ons met die krag van die Heilige Gees en dan verander ons gedaante na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as die Here wat die Gees is. So ons verander nie uit onsself, laat ons bietjie iets aan onsself doen nie. Ons verander van binne, omdat die Heilige Gees ons van binne verander. Dit is eintlik God se hart vir ons almal, dat ons as mens, die eie mens sal wegvat, en die Heilige Gees toelaat, om te vergestal deur ons, dat die Heilige Gees deur ons werk. Ek weet nie of julle al iemand ontmoet het, dat wanneer jy die persoon sien, dan sien jy die blinkheid van die Heilige Gees op hulle gesig. Jy sien die heerlikheid van die Here op hulle gesig. Sonder dat jy hulle ontmoet het, weet jy hulle is kinders van die Here. Ek het al mense ontmoet en dan het niemand vir my gesê wat hulle stand in die Here is nie. Dit is vriende van mense. En die oomblik wat ek blad skud, dan weet ek hierdie is 'n kind van die Here. Dis net 'n heerlikheid van die Here wat mense omstraal. En dis God se hart, dat sy Heilige Gees deur ons sal werk, sodat wanneer sy Heilige Gees deur ons werk, die wêreld om ons sy heerlikheid kan ervaar. So ons onderwerp vandag is om verander te word van die inside out. So om van binne verander te word na buite. Dat ons kan nie van buite verander nie, ons kan baie probeer en ons vrouens probeer baie om van buite te verander. Maar in werklikheid bly jy maar die same old. Ons verander miskien ons haarstyl, of ons grimering, of ons juwele, maar jy bly dieselfde eie ek. En dit is wat God eintlik wil hê, dat ons die eie ek moet bly, maar dat hy deur ons kan vergestaal in ons lewens. Ek wil begin deur vir jou 'n paar vrae te vra. Begeer jy om nader aan die Here te beweeg?
Of is jy bereid om te bly daar waar jy nou is? Is jy bereid om vas te val in die geuite patroon waarin jy tans verkeer? God se hart is dat ons vandag sal kom en sê, Here, ons begeer om hierdie patroon wat ons leef, om hierdie bestaan wat ons in vasval, om dit te verander, sodat ons soos U kan lyk en soos U kan word. Want dit is God se hart, dat ons sal verander. Ons kan dit nie regkry om te verander uit onsself nie. Het julle al opgestaan en besluit, hierdie week moet ek 'n dieet volg. En hierdie week moet ek plan maak. Ek moet gewig afval. Is dit net in my lewe of het dit al in ander se lewe ook gebeur? Die geheim is, aan die einde van die week besef jy, ek het gefaal hierdie week. Ek het dit miskien 'n dag gedoen, en toe dink ek, ag nee, maar ek sal volgende week, as dit warmer is, probeer, of wat ook al. Of volgende week sal ek genoeg vrugte in die huis bring, of genoeg yoghurt, of genoeg dit, of dan is my skedule nie so besig nie, of wat ook al. Jy sien, in onsself kan ons kan nie eers in onsself gewig verloor nie. Dis eintlik die ironie van jouself. Dis net deur die krag van die Heilige Gees wat die Here jou help, as jy dit regtig moet doen, om gewig te verloor, of 'n ander modus operandi toe te pas, of wat ook al. Ons kan niks in onsself doen nie, dis die Heilige Gees wat ons help om die persoon te word wat God wil hê ons moet wees, of om ons te help om by 'n beplanning te bly wat ons besluit ons wil bly. Is net die Heilige Gees wat ons daartoe kan help. Net so kan net die Heilige Gees ons help om in 'n dieper verhouding met die Here te stap. Ons almal begeer 'n dieper verhouding met die Here. Ons almal wil 'n nader verhouding met die Here hê. Maar ons verstaan nie, dit het niks, amper wil ek sê zero, dit het niks met jou te doen nie. Op aarde niks. Dit is wanneer jy sê, Heilige Gees, kom help my, wys my in watter mate ek in 'n dieper verhouding met die Here kan stap. Dan kom die Heilige Gees in en hy beweeg jou en help jou en gee jou die wysheid en die insig hoe om in 'n nader verhouding met die Here te stap. In jouself kan jy nie besluit, ek gaan nou 'n dieper geestelike lewe hê, ek gaan nou langer Bybel lees, ek gaan nou langer bid, ek gaan nou gawer en vriendeliker met almal om my wees, ek gaan die vrug van die Gees openbaar, ek gaan nou 'n dierbare mens word, dat die wêreld kan sien die Here is in my hart. Niks van dit werk as ons dit self besluit nie. Net die Heilige Gees kan ons lei in 'n dieper verhouding met die Here. 'n Dieper verhouding met die Here behels twee dinge. Dit behels heiligmaking en dit behels geestelike groei. Nou wat is heiligmaking? Heiligmaking beteken om die ou mens af te lê. Heiligmaking is om heilig voor God te staan, om karaktertrekke wat tussen jou en die Here staan, gebruike, persoonlikheidskaraktertrekke, leefwyse, dinge wat tussen jou en die Here staan, te min tyd wat jy met die Here spandeer, wat ook al daai dinge wat heiligmaking is. Heiligmaking is om in purity voor die Here te staan, om regtig heilig voor die Here te word, om regtig te kom en te sê, Here, hier staan ek, en dit wat tussen my en U staan, wat vir U nie aanvaarbaar is nie, wys my, sodat ek dit kan aflê. Dis heiligmaking, dat ons die ou mens aflê, sodat ons nuut word in die Here. Geestelike groei is, as ons werklik tyd maak vir die Here, besluit dat ons 'n geordende stilte tyd sal hê, 'n geordende
Bybelleestyd sal hê, dat ons nie net hier vat en daar vat en daar vat en daar vat in die Bybel nie, maar dat ons gestruktureerd sal lees. Nou party mense verkies om Bybelstudie te hou oor spesifieke onderwerpe, byvoorbeeld geestelike groei, hoe om vrugbaarheid te openbaar, wat ook al. Party vat die Bybel van vooraf en lees boek vir boek. Dit hang af jou stand in die Here en dit hang van jou persoonlikheid af en dit hang van jou georganiseerdheid af. Maar ons kan nie groei as ons net 'n bietjie hier lees en 'n bietjie daar lees nie. Ons kan net groei as ons werklik ons gees oopmaak en sê, Here, leer my wat U wil hê volgens my persoonlikheid. Hoe kan ek geestelik groei? Hoe groei ons geestelik? Die belangrike is, ons moet besluit om tyd te maak vir die Here. Nou, elkeen se tyd maak vir die Here verskil. Party mense, ek weet soos Johan, staan 4 uur op in die oggend. Party mense staan vroeg op en maak 'n uur tyd vir die Here. Ander mense rig dit in volgens hulle skedule. Maar geestelike groei is om tyd te maak vir die Here en stil te word voor die Here. Om werklik tyd met die Here te spandeer. En dan moet ons, wanneer ons tyd maak vir die Here, tyd maak vir die Heilige Gees. Dan kom om te sê, Here, vandag het ek nodig dat die Heilige Gees met my praat. Soms moet die Heilige Gees met ons praat oor sekere karaktereienskappe in ons, wat ons miskien aan moet werk. Miskien moet die Heilige Gees met jou praat oor dinge wat daardie dag op jou pad gaan gebeur, wat die Here vir jou onderrig en leer op wat jou te doen staan vir daardie dag, dat die Here werklik kom en amper wil ek sê, deur sy kragtige hand vir jou leiding gee in jou geesdimensie vir dit wat daai dag op jou pad kom, sodat jy voorbereid is op dit en dat jy geestelik reg ingespan is op dit wat die Here vir jou daai dag wil doen. Want jy sien, ons sê baie maklik, ek doen dit selfs baie keer en sê, Here, gaan met my vandag, lei my en wys my op die pad wat U wil hê ek moet loop en hoe U wil hê ek benutting van ander mense kan wees deur die krag van die Heilige Gees. En dan besef ek, dis geuite woorde. Ons moet werklik kom en sê, Here, wat vandag, U weet hoe lyk my dag, wat vandag wil U hê, moet ek vir U van waarde wees. Wat deur die Heilige Gees lei U my? Moet ek deur wat ek sê, moet wat ek doen, wat ek bid, wat ek dink, waar kan ek van waarde wees vir U? En kan ek 'n toevoeging tot die koninkryk kan wees vandag? Dan moet ons toelaat dat die Heilige Gees ons daagliks rig en lei. Ons kan nie self besluit oor ons dag nie. Ons kan nie self besluit, dit is my dag nie. Ons moet sê, Heilige Gees, wat is U wil vir my vir hierdie dag? Partykeer, dit met ons almal al gebeur, dan lê die Here skielik iemand op jou hart, vir wie jy moet bid, of wie jy moet bel, of wie jy moet besoek, of vir wie jy moet intree. Dat ons werklik ons geesmens oopmaak, dat ons beskikbaar is, nie net vir ons gesin nie, maar dat ons beskikbaar is vir dit waarmee ons te doen kry in daardie dag, en dat ons ook in ons werksituasie kan sê, Here, ek bied myself aan, tot eer en beskikking van U naam, ook vandag in my werk, gebruik my waar U my nodig kry. Geestelike groei vind nooit plaas deur goeie voornemens nie. Ek het al baie goeie voornemens gehad, dat ek besluit het, my Bybelstudie gaan nou 'n uur elke dag wees. Is dit elke dag 'n uur? Nee, dis goeie voornemens. So geestelike groei werk nie op dit nie. Of besluit, nou gaan ek altruïsties bid. Ek gaan nou
altruïstiese gebed bid. Ek gaan nou vir die land en die volk en vir die wêreld bid. Ek gaan vir die mense om my bid. Ek gaan vir almal in die kerk bid. Ek gaan so altruïsties geestelik wees en vir almal bid. Gebeur dit vir 'n dag, ja. En dan val ons weer vas en ons gaan uit te goed. So om geestelik te groei, werk ons eie planne nie. Hoe groei ek geestelik? Wanneer ek my geesmens oopmaak en sê, Here, ek bied myself vanoggend tot beskikking van U. En vanoggend vra ek, Here, wanneer ek bid, lei my om in te tree vir dit waarvoor U wil hê ek moet intree. Lei my om vandag te bid vir wie U wil hê ek moet bid. Lei my om vandag te doen wat U wil hê ek moet doen. Lei my om vandag 'n werktuig in U hande te wees. Dat ek uitreik na die wat U wil hê ek moet uitreik. Dat ek die sal bel wat U wil hê ek moet bel. Dat ek vandag sal 'n werktuig in U hande wees. Sodat dit nie net oor my en myself sal gaan nie, maar dat ons werklik sal kom en sê, Here, ek is vandag U diensknegt, soos U wil hê ek moet wees. Ek is 'n mondwerktuig vir U, soos U wil hê ek dit moet wees. Ons kan net geestelik groei, want ons almal se hart is om geestelik te groei. Maar ons weet nie altyd waar moet ons begin om geestelik te groei nie. En ons vra vir onsself af, Here, nou, hoe kan ons geestelik groei? Ons kan net geestelik groei as ons erns maak met die Here. As ons werklik besluit dat die Bybel is die kern van my bestaan, die Here is die kern van my bestaan, ek wil erns maak met die Here. As ons erns maak met die Here en hom toelaat om waardig erns in ons in te bou, dat ons erns maak met die Here. En dan, 'n ander belangrike saak, wil ek jou vandag vra, wanneer jy bid, hoe beleef jy die Heilige Gees? Hoe beleef jy God se teenwoordigheid? Want die Heilige Gees is God se teenwoordigheid. Hoe beleef jy dit? Of bring jy jou geuite gebed, 'n mooi gebed, maar 'n geuite gebed, en jy vra die seën van die Here daaroor en dan amen jy? Of gee jy geleentheid vir die Here om deur sy Heilige Gees met jou te kan praat en met jou kan werk en jou op dinge te wys en jou te bekragtig en jou te versterk en jou sy heerlikheid te aanvaar? Het jy al net tyd stil geword voor die Here en net sê, Here, ek gee nou geleentheid dat U op hierdie oomblik net met my kan praat, dat U net deur die Heilige Gees kom en my kom vul en my kom versterk en net my geesmens oplig. Veral wanneer 'n mens laag lê, het jy baie keer nodig om net te kom en net stil te word voor die Here en te sê, Here, ek kom staan voor U en ek vra, kom bring U Gees, kom lig my gees op, soos wat net U Gees, my gees kan kom versterk en bekragtig en lig maak. En dan sien jy, as jy daar opstaan, dan word dit vir jou makliker die dag, dan sien jy kans vir die dag van vandag, want die Here bekragtig ons. Ek dink baie keer, ons praat te veel as ons bid, en ons luister te min as ons bid. Ons gee te min tyd vir die Heilige Gees, om ook met ons te praat, om ook ons te bekragtig, om ook in ons geesmens waarheid in te spreek. Ek wil vandag vir jou vra, beleef jy die krag van die Heilige Gees wanneer jy bid? Beleef jy God se Gees in jou geesmens? Voel jy sy Gees? Beleef jy sy Gees? Beleef jy dat hy partykeer, ek beleef partykeer dat die Here my vasvat? Dat die Here vir my geesmens sê, weet of, ek sal nie sê raas nie, maar dat die Here met my 'n saak bespreek, wat ook nie hom welbehaaglik is in my lewe nie.
Dit hang van persoon tot persoon af. Maar by my praat die Here in my gedagtes. Hy lê terwyl ek bid en ek word stil, dan lê die Here gedagtes in my. En dan praat hy met my deur gedagtes. En dan antwoord ek hom. En dan kom lê 'n volgende gedagte in my en dan ek en die Here praat met mekaar deur gedagtes wat hy in my lê. Ek weet nie hoe elkeen se stilte tyd is nie, maar ek weet dat die Here baie keer vir my wys op dinge of vir my attent maak op goed in my eie lewe of op attent maak op dinge wat hy wil hê ek moet doen en sê. En ons kan dit net verkry as ons werklik toelaat dat daar 'n gesprek tussen ons en die Here plaasvind. En dan kom die Here met 'n heerlikheid. En ek kan glad nie mooi sing nie. Glad nie. En ongelukkig kan eintlik is net ons jongste seun wat kan mooi sing. Hulle aard nie na hulle pa nie. Hulle aard na my. Maar baie keer sal ek sommer in taal net 'n liedjie sing. En dan beleef ek hoe die Here my versterk, hoe die Here my bekragtig, hoe die Here kom en hoe hy kom. En ek sing net sommer simpel liedjies. Kari 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 kara kara. Kari 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 kara kara. Dan sien ek hoe lig die Here my, hoe lig hy my gees op. Of ek kom en as ek werklik in nood na die Here kom, Kashimbali. Dan kom ek in aanbidding, Kashimbali, Kashimbali, Kurokula. Dan kom ek in aanbidding na die Here toe. En soos ek in my taal bid, soos ek 'n lied tot die Here bid, kom sy heiligheid. En sy heiligheid kom raak my aan. En sy heiligheid kom versterk my. En sy heiligheid lig my op. En hy rig my op tot waar ek wil wees. Dis in daai tye of wat jy in jou gees bid, wat die Here net kom en hy lig jou gees op tot dit waar hy jou wil hê. God se hart is dat ons die gawes wat hy vir ons gee sal gebruik. God gee vir ons gawes. Maar ons weet zero van die gawes en ons swat ook nie die gawes op nie. Ons gaan kyk in die Bybel wat staan oor die gawes nie. En ons vra nie, Here, hierdie gawe, gee dit asseblief vir my. Hierdie gawe is die begeerte van my hart. Ek kort wysheid, ek kort insig, ek kort dat u die woord vir my oopbreek, ek kort u teenwoordigheid, ek kort vandag u liefde, ek kort vandag 'n nuwe inspraak van die Heilige Gees, wat ook al. God gee dit vir ons, maar ons moet leer om te vra, ons moet leer om stil te word en te sê, Here, u moet die goed oopbreek vir my, u moet my verander. Ek sê, Here, baie keer, Here, haal net vir Martie van die troontjie af. Haal my net van my troontjie af, laat ek net so, ek sê sommer vir die Here, maak my level met die gravel. Maak my gelyk met die grond, laat ek net u woord kan hoor, dat ek u teenwoordigheid kan hoor, dat ek bewus word van u nabyheid en word wat u wil hê. Bou my, maak my die vrou, maak my die mens wat u wil hê ek moet wees. Ons bid om die Heilige Gees, ons bid, ons sê, Here, skenk my u Heilige Gees. Hallo, Here, skenk my u Heilige Gees. Gaan nie Here dit vir my gee? In sy lewe sal hy dit nie vir my gee as ek dit so vra nie. Dis wanneer ek werklik soek om die Heilige Gees, as ek verstaan wat die Heilige Gees is, as ek weet wat behels die Heilige Gees, wanneer die Heilige krag van God. So dit help nie om te sê, Here, ek bid vandag dat u my vul met die Heilige Gees nie. Nee, die Here sal jou wragtig nie vul met die Heilige Gees as jy dit so bid nie. Dis wanneer jy kom en sê, Here, ek
het u krag, u heiligheid nodig. Ek het nodig om te verstaan wat is die Heilige Gees. Ek het nodig om te weet wat behels die Heilige Gees. Ek het nodig om u heerlikheid te ervaar. Ek het nodig om u teenwoordigheid tasbaar te ervaar. Here, ek kom en ek verootmoedig my voor u. Heilige Gees, kom, vul my met die Gees. Dat wanneer ons kom in ootmoed voor die Heilige Gees kom, ons kan nie hier staan met hande opgehef en sê, Here, skenk my u Heilige Gees, halleluja, halleluja. Nee, halleluja sal die Here dit nie gee nie. Die Here sal dit gee as jy smag daarom, as jy werklik vra om die krag van die Heilige Gees. Ons verwag verkeerdelik dat die Heilige Gees funksioneer met groot krag en mag. Ons dink die Heilige Gees, jy weet as, ek moet al jare terug by Kairos, het ons partykeer gekry, dat mense geval het in die Gees, weet nie van julle dit onthou nie, waar die krag tasbaar was. Ja, hy kom, maar nie een val, gedoef nie. En nie een val, met 'n lawaai nie. Wanneer God se Gees werk God se Gees sag. God werk in sagtheid. Hy werk met krag, maar hy werk in sagtheid. Hy werk in sagtheid in ons gees. Hy werk in 'n sagte funksionering in jou gedagtewêreld. Hy werk deur die krag van sy Heilige Gees in ons geesdimensie. Wat onsigbaar is vir die wêreld, maar wat sigbaar is vir God. En dan werk hy saggies in jou gees. En hy praat in jou gees, en hy praat in jou gedagtewêreld met jou. En dan, op hierdie wyse, kom hy, en hy openbaar aan jou, wat ongewens is in jou lewe, wat jy moet laat staan, wat jy moet laat gaan, wat jy moet laat vaar, wat, die Here, baie keer as ek bestuur en ek is haastig met my praat en met vir my sê, los dit, ry stadig, hou op om ongeduldig te wees. Het julle agter iemand al gery wat baie stadig ry as jy haastig is? En dis dan wat die vrug van die Gees vore moet kom. En is dan wat ek sê, Here, nou moet jy ingryp, want ek is nou bitter ongeduldig. En dan kou jy uit om te kyk of jy kan verbygaan, en jy kan nie verbygaan nie, want jy kom karre aan. En dan toets die Here mens, om te sien, of jy dan bereid is om geduld te beopenbaar. Want jy sien, as ons daar dit leer, dan leer ons dit in ons eie lewe ook. Want ons vra dinge vir die Here, ons kom en ons sê, ag Here, ek bid, gryp in hierdie situasie, en dan verwag jy die Here moet dit vandag of môre doen, maar niks later nie. Dis of vandag of môre, maar niks later nie. Dit moet so gou as moontlik wees. Die Here gryp nie so in nie. Ons gebruik die woord, die Here gryp in, maar dit is nie 'n ingryp nie. Geestelike groei is 'n stelselmatige groei. En geestelike wandel met die Here is 'n gelykmatige stelsel wandel met die Here. Geestelike ontwikkeling is 'n stelselmatige ontwikkeling. Niks gebeur so vinnig in die geesdimensie nie. Wanneer die Here ingryp in 'n saak, dan gryp hy partykeer so in. God dank daarvoor. Maar geestelike ontwikkeling is 'n stelselmatige ontwikkeling. Soos wat ons van 'n baba na 'n volwassene groei, groei ons in ons geesteslewe van 'n baba tydperk na 'n volwasse tydperk. Die Here tree toe in ons lewe. Soms gryp hy in deur die situasie waarin hy ingryp. Maar die Here praat met ons deur 'n fluisterstem van die Heilige Gees. En daardie stem lê hier in jou hart en in jou gedagtes. Dis hoe God praat. Die Here praat deur wat in jou hart kom lê en wat in jou gedagtes lê.
En in daardie twee plekke kom die Heilige Gees en hy wederbaar ons en hy verander ons. Hy haal die gejaagdheid, die kwaaiigheid, die grimmigheid, kom ons bly by die kwaaiigheid, dat ek kom nie verder uitbrei nie. Haal hy uit ons uit en hy haal die ongeskiktheid uit ons uit, hy haal die haastigheid uit ons uit, hy haal die mintheid wat ons vir die Here afstaan uit ons uit, en die Here kom deur ons gedagtes en deur ons hart, en hy wederbaar ons, en hy verander ons, en hy maak ons 'n nuwe mens. Want dit is God se hart. Die Here sê in sy woord, vernuwe jou gees. Vernuwe jou gees, want wanneer ons geesmens verander, as jou geesmens verander jy in totaliteit, en word jy die mens wat God wil hê jy moet wees, dan verander jy so in jou geesmens, dat jy werklik die mens word, wat God wil hê jy moet word, onder leiding van die Heilige Gees. Hoe gebeur dit in die werklike lewe? Dit behels 'n keuse wat ons in ons lewe uitoefen. So die verandering om 'n geesverdieping te beleef, om werklik Christus uit te leef, begin by 'n keuse wat ons maak. Om te sê, Here, haal vir Martlie uit Martlie se denkwyse uit. En kom lê 'n Heilige Gees denkwyse in my hart. Kom neem U beheer van my hart. Kom word U die eerste prioriteit in my hart en haal Martlie weg. En kom vul my met U Gees. Dis 'n keuse om te besluit om die manier, die ongeduldigheid, die wat ook al in jou lewe figureer, haal dit weg en sê, Here, ek wil van vandag af 'n Jesus, 'n Heilige Gees, beheerde lewe lei. En besef vandag, ons het nodig om die krag van die Heilige Gees in ons lewe te kry. Ons kan dit nie uit onsself doen nie. Dit kan 'n goed idee wees, maar dit werk nie eintlik regtig. Ek het al probeer baie mooi wees. Ek het seker al vir julle vertel, daai tyd toe ek skool gehou het. Toe het ek besluit, ek praat te veel, ek wil minder praat, want ek het so in die geselskap die hele tyd getippe. Toe sê ek, Here, asseblief, verander my, ek wil nie so wees nie, ek is die hele tyd half ek wat praat en die ander sit net en luister en dit is baie ongeskik, die Here moet my verander. En toe die Here my vir 'n hele kwartaal verander, want ek het hom ernstig gevra. En op 'n dag, toe sê Ria, sy's 'n baie groot vrou, ek het vir haar skool gehou, maar toe word sy onderwyseres. Toe sê sy, die volgende kwartaal, Martlie, weet jy wat? Ek wens jy wil net weer die mens word wat jy was. Want jy het ons daar opgevrolik, ek het nooit geweet ek doen dit nie. Jy het ons daar opgevrolik en jou vrolikheid het 'n effek op ons gehad. Sy sê, kan jy net weer terugkom, lewe kry? Want weet julle wat? Ek wou hê, die Here moet die mens wat hy gemaak het verander. Want ek het gedink, as ek stil en stemmig gaan op my plek word, gaan ek die mens wees wat God wil hê ek moet wees. En ek dink ons maak baie keer 'n fout om 'n persepsie aan vas te hou wat Christendom behels. En Christendom behels nie om stil en stemmig te wees nie. Want dit is wat ek gedink het, dan leef ek nou my Christendom uit. Ek bly nou net stil en ek luister wat ander sê. En ek het 'n verkeerde persepsie in my kop gehad. En ons het partykeer 'n verkeerde persepsie waarin ons vashou. Okay, hierdie was nou toe ek jonk was. Ons het persepsies in ons kop
Want ons dink Christendom behels dit. En elkeen se Christendom van ons behels iets anders. Want jou roeping, jou calling is anders as myne. Elkeen se calling is iets anders. Die een het 'n woord van wysheid, die een het 'n woord van om mense te bemoedig. 'n ander een het 'n gawe van wysheid, van hulpverlening. Elkeen se gawes verskil, elkeen se karakter verskil. En ons moenie vashak om te dink Christendom is sê nou evil, hear nou evil, speak nou evil. Want dis wat ek in my eenvoud gedink het. Nou word ek heilig en veilig en 'n dierbare kind van die Here. Sê nou evil, hear nou evil, speak nou evil. Maar jy verkrag jou persoonlikheid in dit. God het ons 'n persoonlikheid gegee. So behou jou persoonlikheid, maar wend daardie persoonlikheid aan tot eer en verheerliking van die Here, soos die Here jou gemaak het. En begin om vir die Here te sê, Here, met hierdie persoonlikheid wat U my gegee het, help my om hierdie persoonlikheid en die karakter wat ek het, aan te wend tot eer en verheerliking van U Heilige Gees, sodat daardeur ander bemoedig, bekragtig, vertroos kan word. Want ons dink partykeer, dit lê nie in ons vermoë om mense te kan bemoedig, om mense te kan vertroos, om mense blymoedig te kan maak, om mense te kan oplig nie. Ons dink, dit is nie my persoonlikheid nie, ek loop 'n strydpad, dis wie ek is. Ek is so aan mekaar gesit en so loop ek. Nee, kom verander en sê, Here, laat die Heilige Gees hierdie, amper gebruik ek 'n lelike woord, bevoeterdheid in my, verander en hierdie reg uit manier van praat, hierdie manier van doen. Here, hier is my persoonlikheid en leer my om hierdie persoonlikheid so te verander dat U uithaal dit wat nie mooi is nie en dit wegneem en in die plek sit net dit wat U daar wil hê. Want ons is elkeen uniek gemaak. En ek kan nie. Julle gaan nou lag. En daai tyd toe ek wil verander het ek besluit ek praat te hardop. My ma het heeldag vir my gesê, praat net sagter. Toe besluit ek gaan nou stil en stemmig raak. Ek gaan luister wat ander sê. Ek gaan nie heeldag praat nie. En toe besluit ek ook, ek gaan saggies leer praat. Toe begin ek saggies praat. Kan jy sien dat mense verkeerde persepsie in jou kop het oor wat jy dink Christendom behels? Dat jy dink dat as ek so verander, word ek tot eer van die Here. Nee, los dit. Word die mens wat God wil hê jy moet wees, maar wees dit in kwaliteit. Wees dit in eerlikheid, in opregtheid en in kwaliteit, maar behou die kwaliteite wat God in jou geïmparteer het. Hou dit, want dit maak jou uniek en dit maak jou anders. En hou op om te dink dat as jy so is jy aanvaarbaar vir ander. Jy gaan nie aanvaarbaar wees nie, jy is aanvaarbaar as jy die kwaliteit mens is wat God welbehaaglik is. Dan is jy God welbehaaglik en dan is jy die kwaliteit mens. Want mense het idees van as jy saggies praat en vroulik is en alles dainty doen en al die dinge, dan is jy nou reg. En dit is nie, dit is wanneer jy werklik in opregtheid vir God sê, Here, vandag wil ek U welbehaaglik wees met my persoonlikheid, soos wat ek my persoonlikheid het, maar hou dit net in toom, Here, vir party van ons, hou dit net in toom, Here, sodat dit U welbehaaglik is. Party is bietjie meer egalig gemaak as ander, en die Here moet ons net help, dat ons dan dit behou, wat die Here welbehaaglik is. Om dit reg te kry, om God welbehaaglik te leef, is keuses wat ons uitoefen.
Ons het 'n keuse hoe ons 'n krisissituasie gaan hanteer. Is 'n keuse. Gaan ek toetree en gaan ek vir hulle sê wat ek dink? Of gaan ek terugstaan en sê, Here, wat wil U hê moet ek doen in hierdie situasie? Wat wil U hê moet ek sê? Wat is U wil vir my in hierdie situasie? Ook in ons huwelike, ook in ons verhouding met ons families, wat wil die Here hê? Moet ons sê, wat moet ons doen? Om stil bly, daar was 'n tyd wat ek gedink het, stil bly is ook 'n antwoord. Sê net niks, daar is daar niks. Dan kan daar is dan mos nou nie geveg nie. Maar dit is nie. God wil hê, ons moet volmaak mens wees. Maar ons moet 'n mens wees onder die krag van die Heilige Gees, dat ons insprake van die Heilige Gees sal uitleef na almal toe om ons. Ons benodig die krag van die Heilige Gees. Ons benodig die krag van die Heilige Gees in ons. Ons benodig geloof, ware geloof, om te weet, Here, in hierdie geloof, in die geloof wat U in my kom lê, stap ek in geloof vorentoe. In geloof maak ek hierdie besluit, of ek hierdie nuwe werk sal neem of nie. In geloof besluit ek of ek 'n sekere situasie sal hanteer of nie, of ek moet van werk verander of nie. Dis geloofsbesluite. So ons moet leer om ons geloof elke dag tasbaar aan te wend in wat ons doen, in wat ons besluit, in wat ons sê, dat ons werklik in geloof vorentoe stap in hierdie dag, dat ons weet, ons funksioneer, ons operate in God se wil. Ons het ook God se wysheid nodig. Wysheid is 'n unieke gawe. Daar's party mense wat werklik 'n gawe van wysheid het, 'n unieke gawe van wysheid. Maar ons kan God vra, Here, gee my wysheid vir vandag, wysheid om die regte goed te doen, om die regte goed te sê, om die regte onderhandelinge te doen, om dit op die regte manier te doen. Here, gee my wysheid in my werk vandag, gee my wysheid in my handel en wandel, dat ek met wysheid vorentoe kan beweeg. Dan moet ons elke dag sê, Here, ek bid om U Heilige Gees, dat U Heilige Gees kragtig met my sal praat vandag en deur my sal werk, dat U Heilige Gees my sal so kom aanraak en so sal terughou as dit moet, en dat die Heilige Gees my bekragtig, dat ek deur U Heilige Gees 'n spreekbuis na die wêreld daar buite sal word. Slegs deur die inwerking van die Heilige Gees kan ons 'n spreekbuis vir die Here word. Ons kan nie uit onsself word nie. Wie van julle het al besluit, vandag gaan ek nie kwaad word nie, ek gaan nie laat mense my ontstel nie, ek gaan nie laat dinge op my pad kom wat my vreugde gaan steel nie, en dan dink jy, Here, vandag gaan dit 'n mooi dag wees, ek dra dit aan U op, help my, laat ek net alles fyn en glad laat loop. Ons kan dit nie doen. Maar nou soos my ma sê, wishful thinking. Ons kan dit nie doen, as ons nie daadwerklik sê, Here, U ken my persoonlikheid, U weet, ek wip my gou. Ek bring vandag my meer onder beheer van die Heilige Gees. Ek bring my mond onder beheer van die Heilige Gees. Ek bring my gedagtes onder beheer van die Heilige Gees. Ek bring elke situasie wat ek moet hanteer, my werk, wanneer ek in my voertuig is, wat ook al, wat ek met mense werk, ek bring elke detail van my menswees na U toe, en ek plaas dit onder beheer van die Heilige Gees, en ek bely my af
afhanklikheid van die Heilige Gees om beheer te neem, want Here, ek kan dit nie alleen doen nie. Want jy sien, wanneer ons die ek uithaal en een kant sit, en die Heilige Gees inbring en vra, kom, vul my, kom help my, kom verander my, kom praat deur my, kom werk deur my, kom funksioneer deur my, dan kom die Heilige Gees en die Heilige Gees kom doen dit wat ons nie van self kan regkry nie. Om daartoe in staat te wees, want ons kan het nie uit onsself doen nie, moet ons gehoorsaamheid leer. Hoe leer mens gehoorsaamheid? Deur te luister na die Here. Het die Here al vir jou gesê, stop dit nou. Moenie dit doen nie. Julle het al beleef, ek het al beleef, dat die Here vir my gesê het, moenie dit nou doen. Ek gedink, nou bel ek. En nou sê ek wat ek wil sê, wat op my hart lê. En dan loop ek telefoon toe, dan sê die Heilige Gees vir my, los dit. Vertrou my. Wie veg vir ons die gevegte? Kom ons vra vir mekaar, wie veg ons gevegte? Die Heilige Gees, is nie ons nie. Wat sou ek bereik het as ek daai oproep gemaak het en 'n piece of my mind gegee het? Niks. Ek sou net afstand gebring het, en miskien 'n vyand gemaak het. Lus gevoel daarvoor. Maar wanneer die Heilige Gees kom, dan kom hy in alle waarheid. En as hy in alle waarheid kom, dan kom hy in sy liefde, dan kom hy in sy verheerlikte vorm, en hy verander die situasie, handomkeer, baie meer as wat jy dit sou reg gekry het. En dis waarom die woord sê, kom onder beheer van die Heilige Gees, want wanneer die Heilige Gees deur ons werk, dan doen hy die werk, en ons word net die spreekbuis, dan is dit nie ons nie. Ons moet gehoorsaamheid leer, ons moet ons geesmens oopmaak vir die stem van die Heilige Gees. Ek dink, al vergeet julle die hele preek, hou net hierdie sinnetjie. Maak jou geesmens oop vir die stem van die Heilige Gees. Die Heilige Gees kom in alle waarheid, en hy gaan vir jou sê wat om te sê. Hy gaan die goed vir jou openbaar. Hy gaan vir jou die dinge oopbreek. Die Heilige Gees breek die woord oop, die Heilige Gees kom, en hy verander situasies, hy verander mense se situasies, sy harte so voor jou oë. Die Here doen die werk, maar ons moet God vertrou om vooruit te gaan en die werk vir ons te doen wat ons dink ons moet doen. Ons dink ons moet partykeer vir hulle gaan vertel wat ons voel en hoe ons dink. Geet vir die Heilige Gees, laat die Heilige Gees die werk gaan doen. Want wanneer die Heilige Gees die werk doen, sê die woord vir ons, hy doen dit sag in 'n fluisterstem. So hy werk in daai persoon se binneste geesmens in, en hy verander die situasie sonder dat jy 'n vinger verroer het. Maar ons wil partykeer doen, want ons is doeners. Ons leer ons kinders, julle moet leer om te kan doen. Nee, leer liewer jou kind om te sê, weet jy wat, hoor by die Here, dat die Heilige Gees te doen. En dan doen jy wat die Heilige Gees vir jou sê om te doen. Ek dink ons is te geleer om te wil doen, in plaas van terugstaan en te sê, Here, wat sê u, gaan u dit doen, wat moet ek doen, moet ek net stil bly en wag en kyk. Ons moet God se stem leer ken. Ons moet die stem van die Heilige Gees leer ken. As ons toetree in onsself, dan tree ons met ons persoonlikheid toe, wat nie altyd 'n baie nice persoonlikheid is nie. So wanneer ons die Heilige Gees, as ons God se stem leer ken, as ons God toelaat om met ons te praat, dan haal hy jou persoonlikheid uit, en hy plaas die Heilige Gees in jou, en jy reageer op 'n totaal ander wyse.
Ons kan net verander as ons genoegsame tyd met die Here spandeer. As ons werklik tyd maak vir die Here, tyd maak en sê, Here, verander dit wat moet verander in my. Kom in die Here se teenwoordigheid. Hoe verkry ek dit? Deur die eerste tree te gee in geloof, om te kom en te sê, Here, ek het vandag besef, ek het nodig dat U meer deur my werk. Ek het vandag besef, ek moet my persoonlikheid uithaal en die Heilige Gees toelaat om deur my te werk. En om jou geesmens so in te stel, dat wanneer jy praat deur die stem van die Heilige Gees, dat jy doen deur die werking van die Heilige Gees, dat jy funksioneer onder die krag van die Heilige Gees, dat jy jou dag in totaliteit onder beheer van die Heilige Gees, dat jy in daai oorwinning kan stap. Ons moet verstaan, dat geestelike groei vind nie plaas deur vinnig net Bybel te lees en te bid elke dag nie. As jy elke dag net bietjie Bybel lees en bietjie bid, dink nou gaan jy geestelik groei nie. Nee. Geestelike groei vind plaas deur waaragtig stil te word voor die Here. En elke dag te sê, Here, ek dra dit en dit en dit aan U op. En Here, ek vra verander my om tot eer en verheerliking van U te kan lewe. Die Here vergelyk geestelike groei met saad, met 'n gebou en met 'n klein kindjie. Dit sê die Here is geestelike groei. Hy maak gebruik van 'n metafoor. Julle weet wat 'n metafoor is, jy vergelyk 'n ding met 'n ander ding. Die saad. Ons plant saad. Maar as jy saad geplant het, gaan dit 'n boom word? Nee, dit moet water kry, dit moet versorg word, dit moet kunsmis kry, dit moet gesnoei word, dit moet gevestig word, dit moet in die regte grond geplant wees, dit moet die regte son kry, dit moet die regte skaduwee kry. Al hierdie faktore help sodat dit 'n volgroeide boom of 'n volgroeide plant kan word. Saad kan nie net geplant word en dink kom ons kyk wat gebeur nie. Dit moet die regte behandeling kry. En nou kom die woord en sê ons is so saad. Maar die saad kan net groei as dit reg georden en reg opgevoed word. So ons moet kom en sê, Here, ek is saad. Maar kom U en geef my die regte kunsmis, die regte water, die regte sonlig, sodat ek kan groei tot dit wat U wil hê ek moet wees. Dan sê die Here, 'n gebou, die metafoor wat hulle gebruik is 'n gebou. 'n Gebou kan nie gebou word as daar nie planne opgetrek word, as daar nie die regte fondasie gelê word nie. Ek wil nou eintlik nie 'n mooi ding sê, kom skielik by my op. Ek lees in die koerante van geboue wat in mekaar getuimel het, wat besig is om gebou te word. En dan dadelik besef ek, hoekom tuimel 'n gebou wat halfpad gebou is in mekaar, want daar's nou 'n paar wat al in ons land gebeur het. Want die fondasie is nie reg nie. Hulle het nie die regte fondasie gelê, die regte breedte, die regte struktuur ondergebou nie. God kan ons nie 'n volwasse gebou maak as ons fondasie onder nie reg is nie. As ons elke dag 5 minute Bybel lees, 5 minute bid, is ons fondasie nie reg vir daai dag nie. Ons fondasie moet regkom in die Here. En dan 'n klein kindjie. 'n Klein kindjie kom as babatjie in
As die babatjie nie die regte voeding kry nie, as die klein kindjie nie reg opgevoed word, as die groter kind nie reg gelei in die regte strukture en opgevoed word nie, gaan ons nie 'n kwaliteit volwassene kry nie. Ons kan nie verwag, hier's 'n babatjie en ons gee die baba net kos en ons gee klere en ons hou hulle warm en ons hou die doekies droog en al die goeders en verwag hulle gaan 'n kwaliteit volwassene word nie. Jy sien, ons het al hierdie kwaliteite nodig om te ontwikkel, om die mens te word wat God wil hê ons moet wees. En saam met 'n babatjie, dink ek, as daar iets is wat mens vir 'n ouer vir 'n kind kan bid, is 'n leerbare gees. Want ons as volwassenes het in die oë van die Here 'n leerbare gees nodig, sodat ons bereid is om te sê, Here, gee vir my 'n leerbare gees, sodat ek die mens kan word wat U wil hê ek moet wees. Help my om 'n leerbare gees te hê, om te leer dit wat ek moet leer. As ons bereid is om 'n leerbare gees te hê, as ons bereid is om elke dag ons ondergeskik aan die Heilige Gees te stel, ons denke, ons wese, ons hartsbegeerte, ons werk, ons geestelike groei, alles, dan kan die Here kom en kan hy ons lei tot volwasse Christendom wat God se hart is vir hom. Dan sal ons gewyde, toegewyde, geestelike leiers word, geestelike volwassenes word, wat God wil wees. Ek het al met, toe ek onderwyseres was, onthou ek, daar was, het ek net tot bekering gekom, en eintlik baie min van die geesteswêreld en die geestemensie geweet, in die kerk waar ek groot geword het, jy sonnaarskool toe gegaan, jy is katekiseer en jy daai goed geken, en jy het 'n stempel gekry, jy baie goed van jou punte gedoen, en dis dit. Maar jy het nie van geestelike volwassenheid, van jou stand in die Here geleer nie. En ek het iets geleer, want prys die Here, my eerste jaar toe ek skool gehou het, het ek in die koshuis gebly. En die Here was my so genadig om, hier was die onderwyseresse kamer en dan was die 2 kamers langs my, om volwasse Christendogters langs my te plant, wat vir my bekering gebid het en wat my geestelik gelei het en opgevoed het in die geestelike dinge. Ek het nou nog kontak met hulle, want ek eer hulle vir wat hulle geïmparteer het in my lewe, want ons moet vandag weet dat ons het mekaar nodig. Ons kan nie na geestelike volwassenheid gaan sonder mekaar nie, want die een voeg dit in jou lewe, daai een voeg dit in jou lewe, ons het mekaar nodig. In die sielkunde wêreld praat hulle, Dr. Herman sal weet, van 'n volronde mens, dat jy 'n volronde mens word, want ons word volrond, wanneer ons toelaat, dat mense input in ons lewe sit, en kwaliteite in ons aktiveer, sodat ons met die hulp van die Heilige Gees, die mens word wat God wil hê ons moet word. Ek maak klaar. Paulus verduidelik in Efesiërs 4 vers 22 tot 24, om geestelik te kan groei, moet ons voldoen aan 3 geestelike waarhede. Die eerste een is Efesiërs 4 vers 22. Ons moet die gewoontes van die verlede laat gaan. Reël nommer 1. Laat gaan jou gewoontes wat jou terughou. Jou gewoontes waaraan jy vasgeklou het van dit is me, my, myself. Laat vaar dit. Laat vaar jou geuite gewoontes waaraan jy vashou. As ek opstaan, doen ek dit en as ek klaar en dan gaan ek. Aha, pragtig. Laat vaar dit vandag. Dis reël nommer 1. Efesiërs 4 vers 22. Laat staan die gewoontes van die verlede.
Efesiërs 4 vers 23. Verander jou gedagtepatrone. Verander die manier wat jy dink. Vra nou vandag, Here, ek plaas my gedagtes onder beheer van die Heilige Gees. En ek vra, verander my denkpatroon, verander hoe ek dink. Ek plaas dit onder u beheer en ek vra, Here, verander my gedagtepatroon, verander wie en wat en hoe ek dink en ek plaas my gedagtes onder beheer van die Heilige Gees, dat u my gedagtepatroon beheer en nie ek meer nie. Haal die eie ek uit my uit en ek plaas dit onder beheer van u Heilige Gees. En dan verklaar die woord, ons kan net verander word. Dis al maniere ons kan verander, deur die vernuwing van ons gees en die vernuwing van ons geesmens. En dit kry ons net as ons werklik vir die Here sê, Vader God, verander my geesmens, vernuwe my geesmens en maak my die mens wat u wil hê, tot eer en verheerliking van u naam is. Die Griekse woord hiervoor is metamorfose. En metamorfose beteken eintlik wanneer 'n papie in 'n vlinder verander. En God wil hê, hierdie verandering wat in ons moet plaasvind, moet 'n metamorfose wees. Ons moet van 'n papie na 'n vlinder verander onder beheer van die Heilige Gees. Die verandering in ons lewens is alleen moontlik as ons bereid is om ons geesmens te verander. From the inside out. Amen. Amen. Here, u weet dit is glad nie maklik om te verander van die inside out nie. U weet, Here, dat dit waaragtig moeilik is om die eie ek neer te lê. Om me, my en myself te offer. Maar vandag vra ek, Here, leer ons om nie te kom en bereid te wees om me, my en myself te offer, sodat ons tot verheerliking van u naam kan lewe. Amen. Amen.